Vandag is donderdag 1 Mei. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Paastyd en vandag ook Werkersdag. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is enkele verse in Genesis 1, vers 26 tot vers 28. Voor ons die gedeelte gaan saamlees, wil ek jou graag nooi om saam met my 'n kers aan te steek. Die opstandingskers wat ons herinner dat Christus opgestaan het en dat hy leef elke dag in ons, saam met ons en deur ons. In ons stil word wil ek jou sommer net nooi om bewus te raak van die Here se teenwoordigheid in jou en by jou. En vir 'n oomblik vandag net daarin te rus dat God teenwoordig is. Maak jou hande op jou skoot oop, gereed om ook in hierdie oomblik van God self te ontvang. Genesis 1 vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het hy hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Eers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Wat maak die teksgedeelte vandag in jou los as jy daarna luister? Op hierdie Werkersdag wil ek jou graag vra, hoe dink en hoe voel jy oor jou werk, oor jou beroep, oor jou studies dalk? Die ou wysheer Confucius het op 'n stadium gesê, kies 'n werk waarvoor jy lief is, dan hoef jy nooit weer 'n dag te werk nie. Ek weet nie of dit waar vir jou is en hoe jy oor jou werk voel nie. Maar dit is tog goed om vir 'n oomblik te dink oor hoe elkeen van ons oor ons werk voel. Wat ons werk met ons doen. Dit is so, daar is verskillende maniere om na werk te kyk in die algemeen. Daar's 'n suiwer sekulêre kyk na werk, waar die primêre doel van werk selfvervulling is. Dis waar jy bereid is om baie hard te werk, sodat jy aan jou behoeftes kan voldoen. Deur jou werk dra jy moontlik op sinvolle maniere by tot ander se lewens, maar jou eintlike motivering is wat dit vir jou beteken. Die salaris wat jy ontvang, die laat aanhou, die persoonlike sin en betekenis, alles gaan oor wat jy daaruit kan kry. En jy is eintlik bereid om enige iets te doen om dit te bereik. Want jy alleen is die een van wie die sukses afhang. 'n tweede manier om hieroor te dink is om te kan sê dat sukses in die lewe gaan oor in die eerste plek oor sukses in jou werk.
Meeste mense vandag beskou iemand se lewe as suksesvol, as hy of sy se werk 'n sukses is. En natuurlik, wat verstaan ons onder sukses? Dit is ook hartseer om te sien dat baie mense lewenssukses eksklusief sien in die lig van mense sukses by hulle werk. Indien jy 'n baie suksesvolle sakepersoon is, maar eintlik 'n werkoholus is, 'n alkoholus is, jou gesin afskeep, is jy dan suksesvol? Verder sou mens kon sê, in ons wêreld vandag word sukses gemeet aan materiële rykdom, professionele erkenning en posisie of status. En daar is jy bereid om enigiets te doen, om dit goed te doen. Die gevolg van hierdie uitkyk en verstaan van werk en denke is dikwels dat mense hulle self verloor. Jy verloor selfs mense vir wie jy omgee en lief is. Jy verloor jou integriteit. Jou werk word jou God. En binne hierdie denke brand mense uit. As mens dan na Genesis 1 gaan kyk, dan dink ek tog die teksvers help ons om so op werkersdag na te dink oor ons werk. Die teks help ons om te sien werk is 'n seën van God. Ons sien dit is, as God die mens skep, dan seën hy hulle met die woorde, wees vrugbaar, word baie, bewoon en bewerk dit en heers daaroor. Werk is ook 'n geskenk en 'n gawe, 'n roeping en 'n opdrag van God. Die tweede wat mens sien is, hy seën die mens daarmee, want God self is 'n werker. Mens dink nie altyd so daaroor nie. Maar sommer hier in die begin van die Genesis sien ons God self is een wat werk. Hy is die een wat die hemel en die aarde gemaak het. God het die skepping bewerk en op die 7de dag het hy gerus na sy werk. En dan lees ons ook in hierdie verse in Genesis, is die wonder, God het ons ook geskep as sy medewerkers. Hy skep ons na sy beeld om saam met hom te werk. En so gesien is werk 'n wonderlike geskenk van God. En God gee ons die eer om deel te hê aan sy werk op hierdie aarde. In die lig hiervan wil ek jou nooi en weer die vraag vra, hoe dink jy oor jou werk? Waar is God in jou werk? Dink vandag bidtend saam met die Here hieroor na. Christus Jesus as die lewende Here kom en hy kom verander elkeen van ons. Hy kom plaas ons in 'n nuwe verhouding met hom. Hy kom plaas selfs ons werk in 'n nuwe verhouding met hom. Hy wil elkeen van ons so verander dat ons ook in ons werke 'n verteenwoordiger en 'n medewerker van hom is. Ons werk is ook sy werk, want ons is sy medewerkers. En hy wil ons manier van werk verander, sodat dit sy manier van werk in hierdie wêreld kan weerspieël. Daarom wil ek jou op hierdie werkersdag seën. En vir jou sê, gaan doen jou werk tot eer van sy naam.
Here, dankie vir hierdie rusdag vandag, op Werkersdag, sodat ek weer kan onthou dat U my in hierdie wêreld instuur as U medewerker. En vandag bid ons vir elkeen wat nie kan rus nie, maar wat in beroepe staan wat vandag werk. Mag daar ook vreugde vir elkeen wees in hulle werk vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.